Dit gaan nie net 'n voorlegging wees. It's not just going to be a presentation where I share. I would like us to look at some real life experiences that we have in family dynamics. Maar dat ons eers na 'n familie storie weer gaan kyk in die boek van Genesis. En ons het nou vir oggend in die boek van Samuel familiedinamikas gesien. Maar daar's baie sulke stories waar ons kan gesels. Kom ons buig ons hoofde dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, soos dat ons nou u woord gaan bestudeer, soos dat ons nou met mekaar gaan deel en oor regte lewe stories en bewegings in verhoudings gaan gesels, vra ons wysheid en insig dat ons mooi sal loop in hierdie heilige grond wat verhoudingsnetwerk is. Dis ons gebed in die heilige naam. Amen. Die familie wat ons dra, familie waarmee ons vooruit gaan beweeg. Kom ons kyk hoe die verlede gesond gemaak kan word. Hoe mens huidige uitdagings, huidige omstandighede kan navigeer en uiteindelik onthou dat dit gaan oor die volgende generasie. Dit gaan oor wat word oorgehandig. Het ons betroubaar opgetree met dit wat vir ons gegee is en is ons besig om iets oor te dra aan die volgende generasie wat hulle nader aan God trek en wat hulle meer van God se goedheid en sy genade leer. Ons gaan so 'n bietjie wandel in Genesis hoofstuk 50. Ek is jammer. Genesis hoofstuk 50. Kom ons lees gou 'n bietjie daar. Wag, ek moet eers daarin gaan. Genesis hoofstuk 50. Vanaf vers 15 tot 21. Ek lees vir ons. En dit sê: When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "Perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him." So they sent messages to Joseph saying, "Before your father died, he commanded you, saying, 'Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father." And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also went and fell down before his face, and they said, "Behold, we are your servants." Joseph said to them, "Do not be afraid, for am I in the place of God? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Now therefore do not be afraid. I will provide for you and your little ones." And he comforted them and spoke kindly to them. Ons reis tog sover hierdie week. Vir ons gesê, ons is geskep. Ons beweeg na mekaar toe. Ons word gevorm in wat ons elke dag doen. En dat 'n goeie plek om te begin as ons iets goeds wil doen, is ons huis. En nou gaan ons kyk, wat is volgende? Wat word oorgedra aan die volgende generasie? Wat is die praktyke, wat is die bewegings in ons verhoudingsnetwerk, wat kan verseker dat daar hoop ingeboesem word in ons volgende generasie? Nou gaan ons hierdie beginsels, ons gaan dit toets. Ons gaan vanmiddag 1 of 2 gevalle studies op die bord hê. Ons gaan 'n lens hê waardeur ons na hierdie gevalle studies kyk en dan gaan ons 'n paar vrae beantwoord na aanleiding van die gevalle studie.
Wanneer ons na die storie van Josef kyk, sien ons dat hier is 'n familiedinamika ter sprake. Die hele familie is na hulle pa toe. Die pa seun, die pa siek en gaan dood. Die kinders kom almal vir die begrafnis. Almal is daar, die begrafnis, die treur, die rouproses gaan deur. En na aanleiding van dit is almal weer op pad terug huis toe. En soos almal op pad huis toe is daar skuldgevoelens wat na vore kom. Ons kry dat die broers kom by mekaar sonder Josef en hulle sê maar joh, miskien het Josef net gewag totdat pa dood is, voordat hy eintlik met ons doen wat hy met ons wou doen. Nou ons moet onthou, hierso Josef, wat was die droom wat Josef gehad het? Al sy broers buig voor hom. Josef, as ons gaan kyk na wat die Bybel ons leer en wat geskiedenis in Egipte, buitekant die Bybel vir ons leer, Josef was 'n magtige man. Josef het, tydens daai era, was daar baie sterk warlords. Mense het gedeeltes van Egipte, dit was nie 'n verenigde koninkryk soos wat dit na Josef sou wees nie. En daar was baie magverdeling. Weens God se wysheid wat Josef gehad het en die droom wat uitgelees, het Josef 'n plan beraam waar wanneer hierdie groot droogte kom, sou daar kon voorsien word, nie net vir Egipte nie, soos wat ons kan sien, maar vir die buurlande ook, het mense gekom, sodat daar darm kos sou wees. En in hierdie tyd, as ons die vorige hoofstukke gaan lees, hierdie tyd van droogte, hierdie tyd van hongersnood, het die mense gekom na Farao toe, en Josef het in plek gestaan van Farao, en hulle het gesê, maar ons gee hierdie en hierdie en hierdie vir Farao, maak net seker dat ons nie doodgaan van die honger nie. En so het die Farao se mag sterker geword tydens die bewind van Josef, want Josef het hulle lande opgekoop, het hulle kleinvee opgekoop, het alles opgekoop dat dit basies aan Farao behoort het, en dit is hoe magtig Farao begin word het. Dit was Josef, en die wysheid wat die Here vir hom gegee het. So wanneer sy broers na Josef gekyk het, was dit nie hulle jong boetie nie, dit was hierdie goewerneur, hierdie man wat as hy praat, luister, die rykes, die magtige mense, kom en kniel voor Josef om te sê, kan ons nie hierdie verkoop, net sodat ons kos het nie. So hou hierdie prentjie in julle gedagtes. Nou is hulle besig om terug te kom van die begrafnis af, en hulle is soos, joh, wat as hy net gewag het? Dat pa doodgaan. Nou gaan hy eintlik met ons werk, soos wat hy met hierdie nasies en hierdie mense in Egipte werk. Wat keer hom om nou te doen wat ons weet moet gedoen word oor dit wat ons aan hom gedoen het. Hierdie wenteling van tragedie, of kom ons sê, ons kan tragedie sê, maar hierdie wenteling van afsterwe, van die pa, van die familie, bring na vore goedjies wat diep gebeure was binne die boeties. En ons sien dat dit is iets wat Josef gedink het is al begrawe. Want wanneer hulle stuur eers boodskappers, voor 'n pa dood was, het hy maak beloof dat jy nie die goeders aan ons kan doen nie. Nou, ons lees nêrens dat Jakob het dit gedoen nie. So ons weet nie, is dit nou maar net, dis die wens wat hulle wens hulle pa, maar die storie sê, hulle het gesê, net om Josef sag te maak, en toe, nadat hulle die boodskap gesê het, kom hulle self. Maar daar binnein is 'n beweging van Josef wat vasgevang word. Wat het ons gelees toe hierdie skuld wat die broers dra,
so na vore kom, dat hulle sê, maar ons is bereid om jou diensknegte te wees. Wat het Josef gedoen? Dit was vroeër. Hierdie is nou na hulle pa se afsterwe. Hier na die einde van Genesis toe. Die Bybel sê, hy het diep geween. Hy het uit die binneste van hom, dit was 'n hartseer huil, hoe kan julle nog dink, ek wil julle skade aandoen? Dit is jare wat al verby is. Maar tog dra hierdie familie nog steeds die wonde van die verlede. Maar Josef staan by 'n keuse. Hier word hy nou weer seer gemaak deur sy broers. Dat hulle vertrou hom nie. Dat hulle hierdie manier moes kry, want eintlik vertrou hulle nie vir Josef nie. Maar hy kies om dit nie so te interpreteer nie. Want jy moet besef, die broers, as hulle sê, ons sal jou slawe word, ons sal jou dienskneg word, Josef. Wat doen hulle met hulle kinders? So, die generasie wat die foute begaan het, kom voor die een met wie hulle 'n fout begaan het en sê, ons sal jou diensknegte, ons sal jou diensknegte word. Wat het hulle in daai oomblik gedoen met die kinders wat niks te doen gehad het met hierdie nie? Het hulle verkoop in slawerny in. Die kinders sou betaal, want hierdie mense is nou aan die einde van hulle lewens, maar weens hierdie trauma wat nie verwerk is nie, weens hierdie goed wat net onder die mat ingestoot is, besef hulle nie dat in hulle besluitneming is hulle besig om die volgende generasie in slawerny te verkoop. En dit is wat vrees, dit is wat skuld, dit is wat onopgeloste trauma in verhoudings doen. Tyd genees nie altyd nie. Partykeer, meeste van die tyd, moet daar daadwerklik opgetree word. En dit is belangrik, want Josef staan by hierdie besluit. Hoe reageer ek? En hy kies die mooiste manier. Hy kies, ons het nou net daaroor gepraat. Hy besef, hy is nie God nie. En hy sê dit vir hulle, staan ek in die plek van God, ek kan nie oordeel hierso oor julle lewer nie. Ja, julle het iets afskuweliks teenoor my gedoen, maar ek het met dit gewerk. Ek het dit in die konteks van God se geheel prentjie gaan sit, en ek kan sien dat daar 'n seën uit hierdie uitgekom. So, ek is nie in die plek van God, ek hoef nie hierso uitspraak te lewer nie. En dan sê hulle, moenie bang wees nie. Vrees moet daar nie in 'n huishouding wees waar liefde is nie. En hy sê, do not be afraid. En dan kies hy om te sê dat ons striwelinge, ons hartseer, ons pyn as boeties, gaan nie oor na ons kinders toe nie. I will provide for you and your children. Is dit nie pragtig nie? Sê, hierdie stop by ons. Ons het 'n keuse as boeties, wat ons hier wil doen. Ja, ek het gehoop ons is al verby hierdie, maar ek besef ons het nog werk om te doen. Maar weet julle wat? Ek gaan probeer regmaak. Nie net met julle nie, maar ook met julle kinders. Dit wat ons gaan oorhandig aan die volgende generasie, gaan beter wees as wat ons gehad het. Healing is not only making peace with what happened behind us, it is deciding what we will hand to those coming after us. Baie keer kan ons nie gaan regmaak in die verlede nie. Sy boeties het hom verkoop.
Hulle het gedog hy is dood. Maar hulle het gekies om nie daar te bly nie. Gesê ja, dit het gebeur. Dit was afskuwelik, maar met die Here se hulp het ons nie nodig om dit oor te dra aan die volgende generasie nie. Hoe maak ons dit reg? En Josef staan by daai besluit en hy sê tot hier toe en nie verder nie. Ons leef anderste. Ek wil hê ons moet net gou vinnig na hierdie kyk. Dis die lens wat ons nou gaan gebruik. Ek gaan vir ons 3 regte wêreld gevalle studies gee. Ek ken julle nie. So die gevalle studies is uit my ervaring met berading en al hierdie goed. Dit het nie te doen met enige gesin wat hierso sit nie. Okay? Kan ons saamstem. So moenie persoonlik aangeval voel word as die gevalle studie lyk asof dit jou jou omstandighede is nie. Hierdie is heeltemal objektief, as ek dit so kan sê. Hier is ons die lens waardeur ons gaan kyk. Ons het nou al besluit of bespreek, ons is geskep, ons moet na mekaar toe beweeg, dialoog is nodig, ons word gevorm in ons daaglikse goedjies wat ons doen, en dan moet ons kies wat ons wil oorhandig. En dan moet ons, soos Josef in daai oomblik staan en sê, maar ons sal sorg dat hierdie nie oorgehandig word nie. Ons sal in verantwoordelikheid en in gesonde verhoudings liefde openbaar. So hierdie is die lens. Nou wil ek gou hê, julle hoef nie, maar julle moet so 'n bietjie nader aan mekaar beweeg, want ons gaan 'n bietjie gesels nou. Julle gaan onder mekaar gesels. Is ons gemaklik met dit? OK. So 3 tot 5, 6 mense by mekaar. Daar hoef nie 'n spesifieke nommer eweredig of so te wees nie. Sit maar net, as jy wil versprei dat jy nie saam met jou gesin wil sit en 'n ding bespreek nie, is jy ook welkom. Ek gaan nou nie soos op skool sê, almal staan hierso en dan jy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al die ene by mekaar, al die twees. Nee, julle kan self gou besluit hoe julle wil te werk gaan. Ek sal so 30 sekondes gee vir dit. OK, is julle reg? EJ gaan met homself praat, is reg. Al die stemme in jou kop. Ja, jy gaan al die stemme in jou kop bymekaar bring, is reg. OK, so die metode wat ons gaan gebruik vir hierdie gevalle studies, ons gaan dit gou lees, dan gaan ons luister na elke persoon se realiteit, dan gaan ons hierdie lens wat ons nou net bespreek het, gaan ons dan toepas op die gevalle studie. Ek sal dit daar los, sodat jy 'n verwysingsraamwerk het, en dan gaan ons 1 of 2 of 3 praktiese stappe saam ontwerp, wat ons dan vir hierdie gesin kan gee. So, moenie vra wat is verkeerd nie, ons wil nie hierso patologies dink nie, ons wil nie hierso diagnoseer wat is fout met hierdie mense nie, ons wil hierso net sê, wat gaan aan in hierdie familie? Waar was areas wat ons kan help en daaruit iets leer? Ask what is happening in the relational system and what could change that would add to the experience. Eerste gevalle studie. The long distance family. En hierdie is iets wat al hoe meer in ons samelewing na voorskyn kom, soos wat werksgeleenthede minder word, soos wat daar die wêreld kleiner word, soos wat geleenthede hulle self voor in dag bring, kry ons dat een persoon in die familie, wat gewoonlik die pa is, werk oor see. Vir geruime tyd, verdien geld, kom terug, is hierso vir 'n paar weke, en gaan weer dan oor see, en so. So hierso het ons vir Michael, hy werk oor see 4 maande, en dan is Sarah, sy vrou, verantwoordelik vir die daaglikse ouerskap, die dissipline, die skool, die emergencies. Ja, dan mag dalk familie wees wat help, maar aan die einde van die dag is die
mental load op haar om die goeders uit te sorteer. Die verskil tussen tye maak dit ook moeilik. Wanneer die een slaap, is die ander een wakker, wanneer die ander een slaap, is die een wakker. En dan wanneer Michael huis toe kom, is daar verwagting dat hy moet nou opmaak. Hy was nou weg. Hy moet instap in die rol van pa, van man. En dit bring konflik. Veral met hulle 15-jarige dogter. Al hoe meer wil sy nie eintlik praat met haar pa oor die foon nie. Want dit word altyd iets. So, Michael, as jy met hom praat, dan sê hy, I'm making this sacrifice for my familie. Ek doen dit vir ons familie. Die alternatief is, ons is op die straat, as ek nie hierdie doen nie. Vir Sarah sê hy soos, ja, maar dan moet as jy huis toe kom, moet jy onthou dat ons hardloop hierdie familie op 'n sekere manier. Ons kan nie nou 10:00 die aand wil speletjies en goed eet en so, omdat jy huis toe en jy wil lekker pa en al hierdie goeders wees nie. Daar's so struktuur, want as jy weer weggaan, val ons maar weer terug in die roetine. So, en die kinders voel maar, as pa by die huis is, dan het ons hierdie. As ma, dan het ons hierdie. Ons weet nie wat nie, want dan lyk dit asof daar konflik is. Ons mag nie hierdie doen as dit en daai. Hoe hanteer ons dit? So, what does presence look like when proximity is impossible? So, kom ons gaan na daai lens toe. Ek wil hê julle moet gou 'n bietjie daaroor gesels. Julle is welkom om te gesels, nie met mekaar. Julle moet met mekaar gesels, want julle gaan uiteindelik vir ons 1 of 2 praktiese stappies gee wat ons hierdie familie mee kan help, met alles wat ons hierdie week oor gesels het. OK, ons gee vir julle so 5 na 6 minute om hierdie gevalle studie te bespreek. Kom ons vra gou daai vraag hê. Wat is een praktiese beweging? EJ, julle het gesê, kommunikasie tussen alle partye. Om 'n beweging, om 'n doelbewuste, kom ons praat oor hierdie situasie of oor die algemeen? Doelbewuste gesprek oor die situasie waarin ons onsself bevind of net kommunikasie in die algeheel? Okay. So die olifant breek jy op in stukkies en stukkies sodat jy eintlik die hele een kan eet. Ja. Ek dink dis 'n goeie beginsel. Ons weet ons mag nie olifant eet nie. Ek bedoel net die spreekwoordelike, hoe eet mense olifant? Stukkie vir stukkie. Ja. Okay, wat was julle praktiese voorbeeld? Okay. Dankie. Daai klink nou 'n praktiese wat hy kom met omstandighede. Dankie. Ja. Melda. Family, practice jy dit in jou huis? Ja, gewoon. Like that. So more of like coming together, sitting around the table, standing behind each person's chair, trying to understand how they are experiencing this, and through that know what's going on, because life is so busy. You can see another month goes by, another 2 months, and you haven't had that real conversation about what's happening. En dinge verander so in vandag se tyd. Ons kinders word baie vinnig blootstelling aan baie goeders, en vandag se fads, môre is nie, as jy nie bybly by wat aangaan in jou huishouding nie, dan sê jy so 3-4 stappe agter. Ek dink ons het pragtige advies daarso gekry. So, daar's ons eerste enetjie. Ons het dit wat julle nou net gesê het. Sit en gesels. As ouers eerste. Julle het genoem, waantoe is ons op pad? Wat doen ons? Wat is die expectations? Eerste paar dae, probeer net om daar te wees. Voordat daar goed is oor wat, okay, maar hierdie moet nog gedoen word. Jy het gesê, as jy nou kom, gaan jy hierdie kas uithaal. Jy weet, ek kan sien, daar is iets hier tussen my en my vrou daar so. Re-enter, observe,
the family's current rhythm, transfer responsibilities gradually. A returning parent should not have to become a visitor, but neither can the family be expected to freeze until that parent returns. Families beweeg. Volgende enetjie, case study nommer 2. Tandy is 14. Sy wil so 'n bietjie meer privaatheid in haar lewe hê. Sy wil haar deur toe hê wanneer sy haar boek lees of na musiek luister of iets soos dit. Sy vra maar hoekom moet ons goeie so doen? Ek wil nie nou eet nie. Dit is hoekom moet ons 6 uur elke aand om die tafel sit? Ek wil 'n bietjie meer tyd saam met my vriende spandeer. Hulle bly net hier om die draai. Ek wil saam met hulle in die buurt rondloop, daai tipe goedjies. Maar pa is soos, die kind. Sy druk die boundaries. So ons moet goed op die foon sit, ons moet goed op dit sit, ons moet daai doen, ons moet dit doen. Ek moet my kind beskerm. Die wêreld, veral vir 'n meisie, is gevaarlik. Die ma, soos maar ons gee haar vryheid. Sy moet leer hoe om die wêreld te kan weerstaan en al daai goedjies. En dan op 'n stadium druk Tannie die boundary so bietjie ver, kom so 0:30 nadat sy moes by die huis wees by die huis, en pa is maar, jy ken die reëls. En Tannie is soos maar, dis simpel reëls, wat is 6:30 en 6:30? En pa ontplof en sê, solank jy onder my dak is, sal hierdie reëls van toepassing wees. En skielik is daai verhouding bietjie anderste as wat dit altyd was. Tannie praat nie meer so vry met haar pa. Deel nie meer wat gaan aan by die skool as hulle in die aand hulle gesprekkies hê of draak 'n bietjie kouer. Die pa en dogter verhouding. So, hoe help ons hierdie familie? Kom ons gebruik hierdie lens weer. Kom ons help hierdie familie. Okay, laaste enetjie, ons tyd hardloop uit. Ons het die long distance family, ons het daai the quiet marriage. Hierdie is 'n moeilike een. En ons het nog 2. Ons hoef nie te lank op hierdie een te spandeer. Miskien kan ons so in die algeheel praat. 22 jaar getroud. Geen train smashes in die huwelik nie. Daar is nie sprake van egskeiding of enigiets soos dit nie. Die huwelik werk. Kinders is gelukkig. Hulle is nou amper op pad universiteit toe. Kerk, betrokke by die kerk. Finansies is stabiel. Jy weet, mense nou nie uitspattig lewe, groot vakansie elke jaar nie, maar jy kan dan so een keer elke 3 jaar lekker vakansietjie hou. En alles loop. Jy weet, op spesiale tye gebeur daar spesiale goedjies. Jy weet, daai tipe goeders, maar buitekant dit is dit maar net dit werk. Maar hulle praat nie meer so oor dinge nie. Nie regtig nie. Daar word nie regtig wat gaan aan, wat voel jy? Wat wil jy hê? En dit doen ek dit daarom nog vir jou. Daai tipe gesprekkies. Operasioneel werk hierdie huishouding. Geestelik lyk dit asof dit oukei is. Maar verhoudingsgewys is 'n bietjie koud. Kan ons bietjie oor dit gesels? Is dit 'n realiteit? The roommate marriage. Ja, is my maatjie. Ja. Mense is gemaklik in dit. Mense het nie noodwendig die ongemaklikheid van wat as dit nie daar is. Dit is gemaklik. Is daar gevare in so 'n huwelik? Kan stagneer.
no spark. Daai is 'n baie goeie een, want wanneer die kinders nog in die huis is en dis goed dat jy daai optel. Ek het gesê is op pad universiteit toe, hoe baie huwelike hier tussen 20 en 30 jaar skielik op die rotse. En dan kyk jy terug en dan sit maar daar's Leones syndroom hierso. Empty nest syndroom. Hulle hele identiteit het rondom die operasionele aspek van 'n huishouding hardloop gegaan. Maar daar was nie koneksie gewees nie. Dit kan? Die kinders het julle weg van mekaar afgehou. Ja, stoute kinders. Ja, maar dit kan gebeur. So, hoe help ons hierdie familie om net te connect sodat wanneer hierdie groot lewenswentelinge gebeur, daar's so 'n paar fases. Een van die huweliksberaders het gesê, you are married 3 times in your life. Hopefully all 3 times to the same woman. Dat is nou van 'n man se perspektief af. So jy gaan in 3 huwelike wees om en by in jou leeftyd. Hoopelik is dit aan dieselfde persoon, maar daar is 'n fase van voor kinders. Daar's 'n fase van met kinders en daar's 'n fase van sonder kinders in die huis. Dis 3 verskillende huwelike op papier. So, hoe help mens mekaar? Want as jy saam 'n gesonde huwelik, ek dink dis die beste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is ouers wat lief is vir mekaar. Nee, ek stem. Partykeer tot jou tieners se detriment. My dogter is nou op daai stadium wat sy let op dat ek in haar ma se bout vat. En ja, ek moet baie keer versigtig wees want sy is of my die side eye gee. Maar dan sê ek vir dis my vrou. Jy hoef nie te kykie. 4de enetjie. Hierdie is moeilik. Hierdie is moeilik. Maar die realiteit is ons is op die punt waar meeste huwelike in die skei of eindig. En 'n groot gedeelte van daai egskeidings is al kinders betrokke. En ek dink as ons hier moet net hande opsteek van hoeveel van ons naaste familie, ons praat nie eens van extended familie nie, sit met hierdie dinamika. Dan moet ons 'n bietjie tyd daaraan spandeer. Hoe help ons mekaar? Hoe ondersteun ons waar die huwelik nie uitgewerk het nie, daai besluit is geneem, en nou is daar 2 huishoudings. En die kinders is tussen hierdie 2 huishoudings, en jy weet, dit is maklik om te sê, jy moet nooit getrou het nie, hulle het getrou. Maklik om te sê, hulle moet nooit geskei het nie, hulle het geskei. Hoe werk ons? Hoe help ons nou? Hoe gaan ons hierdie gesin help, wat nou by daai punt is, waar die egskeiding is deur, is nou 'n jaar of so, wat die 2 huishoudings, en nou besef mens, maar egskeiding het nie alles opgelos nie. Jy het nog steeds die pa van jou kinders in jou lewe. Nog steeds die ma van jou kinders in jou lewe. Jy het nou net die moeilikheid op 'n ander plek wat jy moet uitsorteer. Dit is nie meer elke aand in dieselfde huishouding nie, maar dit gebeur dalk as jy die kinders moet oorhandig, of as jy hulle moet praat oor wat gebeur die vakansie. Maar is nog steeds daarso. So divorced couples share parenting of 2 children. The homes have different rules. Communication is strained. One parent sometimes criticizes the other in front of the children. The children adjust their stories depending on which parent they are speaking to. Ek kan nie gesels oor hoe lekker dit by pappa was nie, want hoe gaan dit mamma maak voel? So, deur hierdie lens, kom ons bespreek dit gou in ons groepies. I love that idea of a mediator. I think we also need to understand that this specific case study speaks about 2 parents who decided we're co-parenting. There are divorces where that's not possible. It's one parent, that's the parent. That's a whole different discussion, I think. But if you are mature enough to say, okay, the marriage didn't work, but we are still parents of our children, then I think you need to be responsible enough to say that if we see these things are taking place, let's get a mediator.
laat die tussenganger hierso vir ons net help, want duidelik het ons nog nie ons goeders uitgesorteer nie. Laat dit net deur 'n deurtjie gaan, deur 'n siffie gaan, om beginsels te bespreek, oor ouerskap, oor dit, oor dat. So baie dankie vir daai, en ons kan nou weer, as ons almal kan ons weer terugkom na van die goedjies. Wat was julle advies? Een praktiese stap. Moenie daar beland nie, ja. Ja. Beste maak van 'n slegte situasie. En ek dink hierso is die beginsel waar, as jy 'n getroude paartjie is, moet daai huwelik prioritiseer word, want dit sal oorvloei in die kinders. Waar as jy besluit het met die huwelik is nou nie meer daar nie, dan raak die kinders belangrik. Dan moet self op sy gesit word. Dan is dit nie meer, maar dit gaan oor my en so nie. Dan is dit, as dit gradasie van jou kind is en julle is geskei, moet die kind nie moet worry oor wat se ouer moet ek nooi. Of hulle kan nie langs mekaar sit nie, want ek het nou 2 kaartjies gekry. Nou, jy weet, ek gaan een van die ouers gaan nie kan kom, want my ma en my pa kan nie met mekaar praat nie, hulle kan nie langs mekaar sit. Ouers moet dan groot genoeg wees om, dis my kind se gradasie. Ons moet ons goeders, moenie my kind se goed word nie. Dit is al klaar vir hom 'n paar goeders gegee, maar as jy op daai ouderdom nog jou kind moet oor stres, oor dat my ouers kan nie langs mekaar sit vir iets wat by my belangrik is nie, dan dink ek moet ouers diep binne hulle kyk. Bly die pa, dit bly die ma. En ek dink 'n beginsel wat ons kan toepas in hierdie konteks is, een generasie se trauma, se unresolved pain, se wat ook al, moenie die volgende generasie sin word nie. Die realiteit is, geskeide huishoudings, dit gee iets vir die volgende generasie. Maar ek dink, deur die genade van die Here, deur as dit nou hoe dit is, kan daar nog steeds gesonde blessings, seëninge daar uitkom. En hoekom sê ek so? Hier is Josef se boeties, hulle sê vir hom, luisterie, ja, ons is jou slawe. En Josef sê, is ek God? Ek is nie God nie. Maar dan gaan hy oor om te sê, maar, ja, julle het hierdie lelike ding aan my gedoen, maar God het iets goed hier uitgebring. En dit is die pragtige ding van enige van hierdie situasies. Maak nie saak hoe ver dit in die afgrond af is nie, daar's altyd hoop. As ons toelaat dat die Here in ons gesinne inkom. So ons het gepraat oor hierdie, ons het gepraat oor dit, as ons praat oor die boeties, ons het nou net vlugtig daarna verwys. Ons moet onsself dan afvra, as ons kyk na Josef se storie, wat se rigting is ons familie besig om te beweeg? Wat is daar wat ons in tye van nood, in tye van druk, kom dit na vore, soos wat hierso met die afsterwe van hulle vader, kom hierdie trauma weer na vore? Wat is daar wat ons ook soos Josef kan staan en 'n besluit neem? Dat tot hier toe en nie verder nie. Ons gaan nou met die Here se genade 'n stappie neem. Ons gaan nie sê ons gaan dit nou oplos nie. Ons sê ons gaan nou 'n stappie neem na oplossing toe. Na om seker te maak dat hierdie nie oorgedra word na die volgende generasie toe nie. Healing is not only about making peace with what happened behind us. Healing is also about deciding what we will hand to those coming after us. Ons mag dalk nie kan regmaak nie. Daar mag dalk lelike goeders wees wat ek dink nie die Here sal verwag dat ons nou weer daai ou koeie moet heeltemal gaan ophaal nie. Partykeer is gesondheid of is what is healing? Herstel, genesing. Partykeer is genesing om te sê, maar ons dra nie meer hierdie saam met ons as familie nie. Ons kies om vorentoe in hierdie manier te werk. Children inherit more than our beliefs. They also inherit the relational culture in which those beliefs
lived. Hierso wil ek hê elkeen van julle moet dit privaat doen. Dis nou julle tyd. Nie meer groepies tyd nie. Vra vir julleself. In my familie wil ek ophou om hierdie oor te dra. En dink daaroor en skryf dit neer. In my familie wil ek begin om hierdie te koester. Dit was nog nooit in ons familie gedoen nie, maar ek wil hê hierdie generasie moet hierdie oordra aan die volgende generasie. Ek gaan begin om hierdie te koester. En dan om vorentoe te loop soos God. Daai eerste stapie te neem en te sê, maar hier is ek, my teenwoordigheid. Hoe gaan ons van hier af? So goed gewees dat ons dit nou kan neerskryf, maar ek het nie die papiertjies alweer gebring nie, EJ. So. Onthou hierdie. Maak 'n belofte. En probeer dit in julle lewens. Ek dink daarso is ons by ons einde. Genesis 50 vers 21 is die belofte, I will provide for you and your children. God created us for relationships. God moves towards broken people. We are formed through relationships. The first mission field is the home. And what we practice today becomes what we hand forward for tomorrow. Mag ons ook soos Josef vir ons verhoudingsnetwerk sê, moenie bang wees nie. Ons is saam met die Here. Ons sal hierdeur kan gaan. Ons sal gesond aan die ander kant kan uitkom. Amen.